Ons skriflesing kom vanaand uit Matteus 23. 'n Mens moet eintlik die hele gedeelte van hoofstuk 23 tot 25 lees. Want dit is eintlik 'n eenheid, maar ons gaan nou nie so lang tyd hê vanaand om die hele gedeelte te lees en te verduidelik en te verklaar wat dit is nie. So ek het gedink ons doen maar net Matteus 23 vanaand, van vers 1 tot 28 af. So voordat ons dit saam lees, kom ons bid net saam. Here, ons kan net vanmôre vanaand vir U sê, dankie Here, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie aand, dankie vir dit wat U vir ons gee. Ons kan U dankie sê vir hierdie week, 'n lydensweek wat alreeds Sondag begin het, en dat ons besig is om U voetspore te loop na die kruis en uiteindelik ook die opstanding. En dankie Here dat U vir ons op hierdie pad neem en dalk opnuut net weer vir ons U woord kom oopbreek en oopmaak, sodat ons kan lees, dat ons kan saam dink en saam praat oor dit wat U vir ons regtig wil sê. En net so wil ek vanaand kom vra, Gees van God, dat U ook weer opnuut vanaand ons elkeen sal kom volmaak. U het ons harte voorberei. Elkeen wat hier is, het U geroep en het ons geroep, want ons harte is voorberei. U het gereed gemaak om vanaand ook die woord te kan ontvang, te kan hoor, te kan luister, maar ook te kan opstaan en terug te gaan na ons eie huise. My gebed is vanaand, Here, dat ons sal hoor wat U vir ons elkeen sê uit hierdie stuk uit Matteus uit vanaand. En dat ons elkeen weer opnuut na binne gefokus sal word, na onsself sal kyk, soos wat U ook wil hê dat ons moet doen in hierdie gedeelte. Ons bring aan U al die lof en al die eer. Amen. Amen. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges. En om op straat deur die mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as Vader aangespreek word nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Jesus veroordeel huichelarry. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huichelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesigte toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huichelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, maar as uit dit word, maak julle hom 2 maal so ryp vir die hel as wat julle self is. Elende wag vir julle. Julle wat ander wil lei,
en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Blinde dwaase, wat is belangriker, die goud of die tempel, waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die offergawe bo op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Wie by die altaar 'n eed aflê, lê eed af by die altaar en by alles wat daarop is. Wie by die tempel 'n eed aflê, lê eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê eed af by die troon van God en by God wat daarop sit. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God nie die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid, juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. Blinde leiers, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmagtigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van julle beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huichelarij en minagting van die wet. Sjoef, dis eintlik harde woorde as ons vanaand daarna luister, nee. En ek wil hê ons moet sien dat die koning van vrede wat ons Sondag ontmoet het met die intog van Jesus, het ons gisterand ook gesien, is ook die koning van geregtigheid. En is die koning wat ook die tafels omgegooi het en die mense se lewens wou skud, en ons het vir mekaar gesê, maar God wil ook jou lewe van tyd tot tyd kom skud en net te sê, kyk na jouself. En in hierdie gedeelte van vanaand is daar 'n konfrontasie wat eintlik voorkom tussen Jesus en die fariseërs. En Jesus kom staan in hierdie konfrontasie omdat hy weet wat die fariseërs beplan. En weet waarmee die fariseërs besig is, maar ook sien wat die fariseërs aan die volk, sy volk doen. Want terwyl hulle die wetgeleerdes is, en terwyl hulle die wette geken het, en terwyl hulle die woord en die Torah geken het, die ou deel van die Bybel, die eerste 5 boeke, het hulle dit meestal vir die skyn gedoen, om deur ander mense gesien te word. En Jesus spreek hulle op 'n paar plekke aan. Jesus wil vir ons vanaand ook weer kom sê, wanneer ons in lydenstyd is dit ook tyd waar, ja, God wil ons kom skud, maar juis in daardie skud wil hy ons wakker maak, sodat ons na binne kan kyk, om te sien wat gebeur en hoe lyk dit hier binne. Want dit is ook in jou en my lewe so maklik, dit kan so maklik gebeur, dat ons in die skyn van die godsdienst raak kyk, dat ons na die gebou en die kerk en die handelinge en die rituele en al die ander goeders raak sien, maar dat ons nie vir Jesus raak sien nie. En hier het Jesus in die midde van die fariseërs en die skrifgeleerdes binne in die tempel gestaan, en alhoewel hulle die wet en die voorspellings en die profete geken het, het hulle nie vir Jesus
herken nie. Het hulle nie Jesus raak gesien nie. En die Here wil eintlik vir die Fariseërs kom sê, die tyd van halwe maatreëls, van 'n so 'n half, dis nog nie hier en nog nie daar nie. Hy wil dit kom aanspreek en vir hulle sê, julle moet begin glo in wat julle leer. Julle moet begin doen wat julle bely en wat julle sê. Julle wat die wet ken. En dan begin hy by die eerste gedeelte waar hy sê vir die Fariseërs, julle is besig om op die volk van die Here, is julle besig om 'n las te laai. Ons ken 'n klein deel van die wet. Vir ons as kerk, as Christen, gaan staan ons hoofsaaklik stil by Eksodus 20. En dan lees ons die 10 gebooie en dis waarin ons onsself gaan meet. Maar met verloop van die tyd het die Fariseërs en die skrifgeleerdes gegaan, hulle het die wette ontleed, hulle het daarna gekyk en het hulle eie reëls begin bysit. Daar is so iets so 613 ander wette in die Ou Testament. En as hy later praat van die tossels, dan verwys dit na die tossels wat op die Jode se kleed onder, hulle het so 'n kleed wat hulle aantrek en op daardie kleed aan die onderkant is daar tossels. En die getal van die tossels, die garing wat in daai tossels is 613. Daar het 'n swaar las gelê op die Joodse volk, bo en behalwe die 10 gebooie wat God vir die volk gegee het. En dit sluit in morele wette, dit sluit in sosiale wette, en dit sluit ook godsdienstige wette in, soos onder andere die reinigingswette ensovoorts. En al hierdie wette was gelaai op die volk om te sê, julle moet dit onderhou. Hierdie swaar las. En as Jesus hier met die Fariseërs praat en sê hy vir hulle, dis wat julle doen, julle laai 'n swaar las op die volk. Ek het gekom, wat sê Jesus toe hy opgetree het, hy het gesê, ek het gekom, gee vir my julle juk wat swaar is en ek sal my juk wat lig is vir julle gee. En dis wat Jesus kom doen. Jesus wil onder jou en my kom inklim en hy wil ons, hierdie las wat eintlik deur die wet op ons gelê is, wil hy eintlik vir ons kom optel van ons skouers af en sê, ek wil jou las kom lig maak, sodat jy nie hierdie las moet dra nie, want jy gaan onder die swaar van die las gebuk. En wat die geestelike leiers gedoen het, was om maar net nog buite sit, en nog buite sit, en nog buite sit, sodat hulle uiteindelik gekom het by hierdie 613. En vandag nog, as jy met die ortodokse Jood gaan praat, onderhou hulle nog steeds hierdie wette, soos om byvoorbeeld te sê, 'n sabbatsreis. As julle ooit gaan kyk na waar 'n sinagoge in Suid-Afrika gebou is, julle sal sien al die Jode bly binne 'n bepaalde gebied, 'n afstand rondom daardie sinagoge. Want op 'n Sabbat, jy kan nog op die Vrydagmiddag, as jy voor die tyd kan jy gaan na die tempel toe en jy kan, daai word nou nie ingereken nie, want dit val nog op die Vrydag, maar as dit sonsondergang word en jy ry verder of jy gaan verder terug na jou huis toe as wat toegelaat is, dan is daar eintlik 'n wet daaroor. Dit is waar ons ook met die Emmausgangers, as Jesus na die tyd saam met die Emmausgangers terugstap, nee, dan stap hy met hulle 'n bepaalde tyd, 'n bepaalde afstand. As hy op 'n Sabbat met die Emmausgangers nadat hy uit die dood opgewek is, dan stap hy net 'n bepaalde plek waar hulle dan oornag en waar hy saam met hulle bly, en dan sê hulle van moenie verder gaan nie, bly by ons. Dis nie eintlik maar omdat hulle so gasvry was nie, dis eintlik omdat hulle van hom gesê het, jy's volgens die wet verplig om net so ver te loop, kom bly nou eerder maar by ons, kom bly oornag by ons, sodat jy nie die Sabbatswet oortree nie. En vandag word daai las nog op die Joodse volk, die ortodokse Joodse volk, dra nog steeds daardie las. Ek onthou toe ek in die weermag was daar 2 rabbies saam met my, en hulle het elke oggend onder die weermag uniform, onder hulle, ons het nog toe ons opleiding gedoen het ons sulke overalls gehad, met
knopies wat jy vasgemaak het voor jou. Dit was die moeilikste ding om in te kom en uit te kom as jy moes vinnig by die toilet kom. Maar dit was 'n storie gewees. En daai ding was so warm gewees, en as jy ons in Heidelberg was, waar dit maar kan warm word, dan het jy die hele dag in daai jumpsuitjie van jou gebly, en dit was nie die lekkerste ding nie. En onder daai jumpsuit het hierdie Joodse rabbietjies, 2 van hulle, het hulle nog hierdie vrokkie van hulle aangehad met die tossels, want hy moet altyd die tossels by hom hê. Dis een van die laste wat op hulle gelê is. En dis waarna Jesus hier verwys, as hy met die fariseërs praat, om vir hulle te sê, julle lê 'n las op die mense, maar nou gaan hy verder, om vir hulle te sê, maar julle doen self nie, wat die wet vir julle vra nie. Julle lê hierdie las op die volk, met al hierdie wette en reëls en regulasies en reinigingswette en al hierdie goeders, en julle belaai die volk met hierdie swaar juk en hierdie swaar las, maar julle doen dit nie eers nie. Julle onderhou dit nie. Julle doen dit sodat julle gesien kan word. Julle gaan staan op die straathoeke. Onthou julle die verhaal van Jesus wat gepraat het met die fariseer wat gestaan en bid het, en wat hy gesê het, dankie Vader dat ek nie is soos hierdie sondaar nie. Het daar die hoogmoedigheid wat gekom het in hulle harte, omdat hulle gedink het, hulle is beter as. En dan sê die Here vir jou en vir my vanaand ook, wees versigtig, dat ek en jy nie met ons godsdienstbeoefening ook 'n las op mense plaas nie. Ook ons het maar in die kerk, as jy teruggaan na Luther en Calvin toe, het hulle in opstand gekom teen 'n kerk wat vol regulasies en reëls en rituele en gebruike was, en almal het dit maar so gedoen, en gaan lees maar Luther se stellinge. Baie van hierdie stelling het gegaan teen hierdie rituele, wat dit vir die kerk moeilik gemaak het, vir die gewone gelowige moeilik gemaak het om te glo. En dan moet ons onsself ook maar weer afvra, soos wat ons gisterand ook gedoen het, om te sê, maar is dit nie tyd dat die Here ons moet kom skud nie? Is dit nie tyd dat ons maar weer as kerk na binne moet kyk, net soos ons elkeen as gelowige na binne moet kyk en vir ons sê, waaroor gaan dit regtig? Waarmee is ek besig wanneer ek godsdienst beoefen? Wat lê in die hart van my godsdienstbeoefening? Is dit vertoon? Is dit so dat mense my kan sien? Of is daar 'n dieper betekenis wat eintlik my lewe dryf? Wat eintlik my godsdienst dryf? Want godsdienst gaan nie oor rituele nie, gaan nie oor gebruike nie, gaan nie oor wat jy doen nie, in die sin van om sekere rituele na te kom nie, maar het gaan oor 'n verhouding. 'n Verhouding met die lewende God, met Jesus Christus, sy Seun, en met die Heilige Gees, wat in ons kom woon. Dis nie 'n klomp, ek wil nou amper sê die Engelse praat van 'n checklist nie. Dis nie so 'n lys van blokkies, wat jy nou maar net 'n regmerkie moet maak, om te sê ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en dan voel ek nou tevrede met myself nie. Maar ten diepste gaan dit daaroor, ken jy Jesus? Ken jy die Here? Het jy 'n verhouding met die Here? En wat die Here die fariseërs kom beskuldig is om te sê, julle is so besig met die wet, en die wet te ontleed, en mense te gaan beoordeel aan die hand van die wet. Maar ken julle my? Ek staan voor julle, en julle sien my nie raak nie. Want julle is so besig, soos ek gisterand ook gesê het, met die dinge van die Here, dat julle nie die Here van alles raak sien nie. En dis die eerste ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Die tweede belangrike gedagte wat ons hier moet raak lees, is die gevaar van godsdienstige vertoon. Ons het eintlik so 'n bietjie daaroor gepraat, om te sê, waarom doen ek wat ek doen?
En nou moet ons ook die teenkant vir mekaar raak sê vanaand en sê maar, ek kom kerk toe, omdat ek graag in die teenwoordigheid van medegelowiges wil wees. Ek is graag vanaand hierso, nie omdat ek as predikant is, maar dit is my lekker om saam met julle as gemeente 'n lydingsweek te doen. Dit is lekker om saam met ander mense die Here te aanbid, dit is lekker om saam die Here te loof, dit is lekker om saam te weet, hier is 'n gemeente, hier is mense wat my vashou en my ondersteun en my dra. En wanneer daar goeie tye in my lewe is, kan ek dit met julle deel, en daar swak tye is, kan ons saam vir mekaar bid, kan ons mekaar die hande oplê. Want dis wat ons moet wees vir mekaar, ons moet 'n familie wees, ons moet hande vat, ons moet, soos iemand nou gesê het, ons mis die mense wat nie hier is nie. Ons mis julle as nie op 'n paar Sondae hier is nie, dan weet ons sien jou raak, en ons mis jou, jy moet dit weet. Maar dit is goed dat ons dit vir mekaar sê, ons mis mekaar, as jy vir 'n week of 2 nie is nie. Ons mis jou. En ons sal jou graag hier by ons wil hê, elke Sondag. Want dit is lekker om saam te wees. Dit is 'n vreugde om saam die Here te aanbid. Maar net so ook moet ons dit nie maar net doen, sodat ons gesien word, en dit is waarteen die Here dit het met die Fariseërs nie. Dit gaan oor hierdie liefde wat ons vir mekaar het, omdat ons die liefde van God in ons hart het. En omdat ons die liefde van God het, gee ons om vir mekaar. Dit is soos 'n sirkelloop. En hoe meer ons liefde vir God word, hoe meer word ons liefde vir mekaar ook. En dit beteken dat ons mekaar ook as kosbaar moet hanteer. Want ons is almal kosbaar. Hier is nie een wat meer belangrik is as die ander nie. Ons is almal familie, broers en susters in die geloof. En ons moet versigtig wees dat ons nie, en dis by die 3de punt wat ons kom, waar die Here die beskuldiging gee om te sê, maar as daar soveel trots in ons kom, in plaas van nederigheid, kan ons kom by die punt waar ons maklik die deur in ander mense se gesigte kan toemaak. En dis 'n groot gevaar. En mag die Here my en vir jou help elke dag in ons lewe, dat ons in die pad en die manier waarop ons met ander mense werk, nie vir ander mense die deur in hulle gesig toemaak nie. Wat hy vir hulle sê, julle gaan die wêreld vol, en julle kry mense, en julle bring mense, maar omdat julle 'n verkeerde gesindheid het, en verkeerde redes te doen, berei julle hulle eintlik voor vir die hel. Julle maak eintlik die deur in hulle gesig toe, sodat hulle nie vir my, wel nie vir my nie, maar vir God kan ontmoet nie. Sodat hulle nie by die Here kan uitkom nie. En daarteen het hy dit teen hierdie Fariseërs. Dat in hulle ywer om die wet na te volg, in hulle ywer om die rituele te doen, in hulle ywer om die regte offers te bring, wat hulle perfek gedoen het hulle die verhouding met God verloor. Het hulle die teenwoordigheid wat hulle met God moes hê en beleef, het hulle verloor langs die pad. En daarom spreek die Here hulle aan, en ons kan maklik hierdie woorde sien vanaand as 'n veroordeling, maar die Here doen dit nie om hulle te veroordeel nie. Want wat sê Johannes 3 vers 17 vir ons? Ek het nie gekom sodat iemand verlore moet gaan nie. Ek het nie gekom om te oordeel nie, maar sodat jy die lewe kan hê. So ook wanneer hy teregwys, en ook wanneer hy hier met die Fariseërs praat, is die diepste begeerte in Jesus se hart, dat hulle na hulle self sal kyk en sal sê, Jesus, jy's reg. Jesus, jy praat die waarheid. Ons het so in ons eie trotsheid en in ons eie waan, het ons onsself groter geag, meer geag. Ons het die belangrikste plekke in die tempelbyeenkomste en die seremonies, het ons vir onsself gereserveer. En ons het onsself verhef bo die res, en ons het van hulle dinge verwag, wat ons self nie eens kan doen nie. En so het ons hulle veroordeel. Maar Here, U is reg. Jesus, jy's reg.
U praat met my vanaand. En ek hoop die Here praat met ons elkeen vanaand om te sê, daar waar dit nie reg is nie, kom ons gaan maak reg, want die kerk gaan oor verhoudings. In die eerste plek ons verhouding met God, wat moet reg wees, maar in die tweede plek met mekaar. Sodat ons die hand kan uitsteek en sê, my broer en my suster, ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Dis wat die Here van ons elkeen vra. Dis wat die Here van jou en van my ook vra, ook in hierdie lydenstyd. Lydenstyd is ook 'n tyd van konfrontasie, waar die Here vir jou en vir my wil sê, kyk in die spieël. Gaan dalk vir 'n kolonoskopie of 'n gastroskopie of gaan vir iets in, maar kyk, 'n geestelike kolonoskopie, as jy verstaan wat ek bedoel, sodat jy na binne kan kyk, dat jy na jou hart kan kyk, dat jy kan sien of jy in die regte verhouding met die Here is. Laat toe dat God deur sy gees in jou inkom vanaand en vir jou wys waar daar dinge is wat jy kan gaan regmaak, wat jy kan verander, wat jy kan verbeter. Nie sodat jy daarop kan roem nie, maar sodat jy meer nederig kan word. Hier in die eerste verse lees ons dat die Here vir ons sê, julle moet mekaar dien. En dit verwys terug na die woorde in Johannes 13, as Jesus die disippels se voete was, wat hy vir hulle sê, as ek wat julle leermeester is, julle gedien het, moet julle dit ook vir mekaar doen. As ek julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Mag ons dalk reageer soos 'n Petrus vanaand, wat toe die Here vir hom gesê het, ek gaan jou voete was, het hy eers geprotesteer en gesê, Here, u gaan nooit my voete was, in my lewe, hoe sê ons altyd, oor my dooie liggaam, dit sal nie gebeur nie. En totdat die Here vir hom verduidelik, en toe die Here vir hom verduidelik, toe sê, Here, dan moenie net stop met my voete nie, was my hande en my gesig ook, was my totaal en al. En mag ons vanaand vir die Here kom sê, Here, was my, kom was my, kom maak my skoon, kom wys my, waar ek beter kan wees, kom wys my waar ek ook in my nederigheid kan groei, sodat u naam verheerlik kan word. Want het gaan nie oor ons nie, het gaan nie oor jou en my nie, het gaan alleen oor Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, mag hierdie boodskap vanaand ons elkeen aanraak. Dit is so maklik, Here, dat ons elkeen kan verval in godsdiens. En nie in geloof nie. Maar U wil hê dat ons vanaand in 'n geloofsverhouding met U moet kom tree. Dat ons U moet raak sien as ons God en ons Vader. Dat ons vanaand U moet aanbid as ons hemelse Vader, wie se liefde vir ons so groot is, dat U bereid was om U seun te gee, sodat ons die ewige lewe kan hê. En my gebed is vanaand, Here, dat U ons elkeen sal kom aanraak vanaand. En dat U vanaand vir ons weer, ons het gisteraan gesê, U moet ons kom skud, maar dat U vanaand ons sal leer om diep binne in onsself te kyk. Gees van God, kom en kom maak vir my bekend wat in my hart en my lewe verkeerd is, sodat ek U met groter oorgawe kan dien, sodat ek meer kan wees soos Jesus, en ek meer kan dien, en ook my naaste, my broers en my susters kan dien, soos wat U ons geleer het. Kom raak ons elkeen vanaand aan, in U groot liefde. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Die koning van vrede, wat op 'n donkie gekom het, staan in 'n tempel, en hy praat die waarheid oor ons elkeen. Nie om te veroordeel nie, maar om te red. Nie om te vernietig nie, maar om te herstel. Nie om af te breek nie, maar om op te bou.
mag ons sy stem hoor. Mag ons sy waarheid ontvang. Mag ons die konfrontasie met hom toelaat, sodat ons gereinig kan word. Mag ons sy lig binne ons toelaat, en mag ons hart vol word van sy vrede. Want die koning wat waarheid bring, bring ook lewe. En die lewe wat hy bring, begin by 'n skoon hart. Begin by jou en by my vanaand. Ontvang so die vrede van die Here en gaan in sy vrede. Amen.